dame het in Green Market Square in Kaapstad rondgestap tussen die vrugte en die groentestalletjies. Sy het vir een van die manne wat druiwe staan en verkoop het gevra, "Die druiwe van jou, is hulle soet?" Hy het gesê, "Natuurlik madam, kyk hoe mooi stel hulle." Sy vra hom toe, "Nou wat vra jy vir die druiwe?" Hy sê, "Nee madam, ek vra hulle niks nie, maar as madam ietsie wil vra, kan madam maar vra." Ja, nee, inderdaad, so skerp soos 'n menorah. Hoe kan daar ook eendag een van die predikers op sy seepkus gestaan en gepreek dat die spoeg spat? Hy het vir hulle gesê, "Broers en susters, vandag wil ek vir julle die woord van die Here bedien en veral hierso uit Lukas 19, waar ons lees van 'n klein mannetjie, sy naam was Saggeus gewees. Nou hierdie klein mannetjie wat skaars baksteen hoog gestaan het daarso in Jericho gebly. En die kleine Nicodemus het gehoor dat Jesus gaan kom by Jericho. Wat maak hy toe? Hy wil ook vir Jesus sien, want hy het gehoor, die Jesus, hy kan baie wonderlike dinge doen. En daar was 'n hol by sy soul. Hy het ook 'n miracle nodig gehad in sy eie lewe. Op die dag wat Jesus daar by Jericho aangekom het, was daar baie mense wat ook vir Jesus wou sien. En die kleine Nicodemus, hy kon nie vir Jesus sien nie, want hy was by far too short gewees. En al die ander mense het hom toegestaan dat hy nie vir Jesus kon sien. Toe hy sien 'n plant, hy sien die wille van 'n boom, en die kleine Nicodemus met sy mooiste jassietjie, hy klim op by daai wille van 'n boom, net om so by so 'n bietjie view te kry van Jesus. En soos wat hy sit daar bo by die wille van 'n boom en hy soek vir sy asem, Jesus hy kom staan onder hom. En hy sê, en ewe skielik toe tref dit hom dat hy die heeltyd praat van Nicodemus en nie van Saggeus nie. En Jesus sê, "Nicodemus, wat soek jy daar bo by die wille van 'n boom? Dit is Saggeus se plek daar, klim af jy." Ja, inderdaad uit die heup skiet en vinnig plan maak. Die man van wie ons gister gelees het, sy lyf was verlam, maar Saggeus het 'n ander lamte in sy menswees gehad. Sy siel het gesoek na soveel meer. Hy het alles gehad wat menslik moontlik begeer kon word, maar nog steeds was daar so 'n groot holkol in sy siel gewees. Nou luister saam met my vanoggend na Saggeus se storie uit Lukas 19, soos wat ek dit vir jou voorlees uit die boodskap. Later het Jesus deur Jericho gestap. Een van die mense wat daar gebly het, sy naam was Saggeus. Hy was die hoof van die berugte tollenaars wat belasting ingevorder het en 'n skatryk man. Toe Saggeus hoor dat Jesus deur die dorp stap, het hy probeer om hom tussen die mense deur te sien te kry. Maar hy kon nie, want hy was te kort. Toe maak hy 'n plan. Hy het gou vooruit gehardloop en in 'n willevyeboom gaan klim wat langs die pad gestaan het waar Jesus sou verbyloop. Toe Jesus by die willevyeboom kom, het hy skielik gaan staan, opgekyk en gesê, "Saggeus, klim dadelik af, maak gou, want ek moet vandag by jou kom oorbly." Saggeus het omtrent uit die boom geval, so vinnig het hy afgeklim. Hy was baie opgewonde dat Jesus besluit het om juis by hom te kom bly. Natuurlik was die mense van die dorp glad nie bly oor Jesus se keuse nie. Wat vang hy aan? Hoekom gaan bly hy by die grootste skelm in die dorp? Maar Saggeus se lewe het daardie dag heeltemal verander. Hy het voor die Here gaan staan en vir hom gesê, "Kyk, van nou af gaan ek anders lewe. Daarom gee ek nou die helfte van alles wat ek besit vir die armes. In die verlede het ek baie mense verkil met geld, maar ek gaan daardie geld 4-dubbel aan hulle terugbetaal." Jesus sê toe, "Vandag het God jou lewe splinternuut gemaak, omdat jy my in jou huis toegelaat het. Jy tel nou ook onder die kinders van Abraham. Almal wat in my glo, is sy nageslag, en jy ook. Ek, die Seun van die mens, het gekom om mense te soek wat op die verkeerde pad leef. Ek maak hulle lewens splinternuut. Hoe ek is, hoe ek lyk, wat ek gedoen het in die verlede, wat ander mense van my dink en sê, maak nie vir God saak nie. Daar waar jy is vandag, kom staan Jesus ook onder jou boom van die lewe. En hy sê ook vir jou, kom af, ek moet vandag by jou tuis gaan. Hy het jou lief met 'n ewige liefde en hy wag dat jy moet afkom. Wat gaan jy doen?